Ons lees die hoofstuk Soos 'n Ma uit die alfabet van oorvloed met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. Ek was nog klein, seker so 4 jaar oud, toe ek een nag gedroom het my ma word in 'n put gegooi. Net soos Josef in die bekende Bybelverhaal. In my droom was my ma alleen onder in die put. Ek het op my maag by die opening gelê en nageroep. Maar die put was donker. Ek kon net 'n stukkie van haar rok sien, en haar oë, soos sy na my toe opkyk. Ek het my arm uitgesteek om haar te probeer uittrek, maar ek kon nie. Die put was te diep. Ek het wakker geskrik, versteen en beangs. 'n oomblik lank het ek nie geweet waar ek was nie. Maar uit die donkerte het bekende bakens begin uitstaan. Die buitelyne van die hangkas, die lang spieël en die stoel met 'n kombers oor die leuning. Die bed waarop my sussie rustig gelê en slaap het. Ek het opgestaan en met die gang af na my ouers se kamer geloop, reguit na my ma se kant van die bed, terwyl ek my asem ophou. Maar daar het sy gelê, rustig aan die slaap. Toe maak sy haar oë oop en kyk na my. Sonder om 'n oomblik te weifel, lig sy die kombers aan haar kant op en trek my woordeloos tot styf teen haar. My ontsteltenis het geleidelik bedaar. My hart se onstuimige klop het rustig geword en my snaarstywe lyf het begin skiet gee. Spiertjie vir spiertjie. Ek het onbesorg aan die slaap geraak in die warm kommetjie van my ma se skoot. Ek was veilig. Maar meermale in my lewe het ek die beskutting van my ma se lyf opgesoek. Haar arms, haar stem, haar oë, haar ore, terwyl sy luister sonder om kommentaar te lewer. En elke keer het ek weer kind geword, wat deur die donker gang tot binne in die stil gloed van haar liefde stap. Na my pa se dood was my ma ewe skielik ontredderd en alleen, en verdwaal, ook in haar gedagtes. Haar bekende sigbare bakens was weg. Die lang gang was ineens donker. Daarom trek ek in daardie begindae 'n matras voor haar bed in my werkkamer. Ek wil snags daar wees wanneer sy verward wakker word en roep. Ek waak oor haar soos sy haar lewe lank oor my gewaak het. Soos die maande aanstap, besef ek dat die tyd nie vir haar in ure en dae gemeet word nie. Wanneer haar verlange groot is, sleep die tyd skoorvoetend verby. Een middag word 'n leeftyd vol verlange. Wanneer 'n enkel oomblik egter met liefde en aanraking en by mekaar wees gevul word, word die donker alleen ure oorspoel met lig en warmte, wat lank na die laaste groet in die vertrek bly hang. Die skrywer Elsa Joubert verwoord die smagting na kontak tussen ouer en kind so treffend. In 'n brief aan haar dogter na aanleiding van die inperkings tydens die COVID-19 pandemie skryf sy so: Daardie kloppende verbintenis tussen ouer en kind, vir elke kind eenmatig, vir elke ouer iets individueel, is uitgeskakel. Hierdie unieke verbintenis is baie belangrik. Dit word uitgestuur van en na ouer en kind, na albei kante toe. Al is jy nie daarvan bewus nie. Al gebeur dit onbewustelik, ek kwyn daarsonder. Die wederwysige smagting na 'n hand wat streel, of 'n vinger oor die voorkop. Die klein geselsies oor dit en dat. Dit gaan nie van self weg nie. Dit bly. Soos dikwels kom Dawid ook hier met 'n salwende woord. In Psalm 131 vers 2 en 3 skryf hy: Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here. In ons bang alleen ure lig God die komberse vir ons op en omhels ons, soos 'n ma. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat hier beskikbaar is.